Gally en ons gas Stuart White. Stuart, baie welkom. Dit is so lekker om jou weer hier by 5 Ligte te hê. Ek dink dit is presies 'n jaar terug wat ons hier gehad het omtrent. En hoe gaan dit met jou? Ja, baie dankie dat julle my weer toelaat om terug te wees op die show. Ek dink dit was omtrent 'n jaar terug gewees, maar dit was regtig lekker gewees en ek's bly om weer terug te wees om bietjie te deel van my motorsport en dan ook weer bietjie te praat oor die Formule 1 wat hierdie jaar definitief een is wat ek dink ons op ons tone gaan hou deur die hele seisoen. Ja, ek stem 100% saam met jou. Stuart, kom ons spring 'n bietjie in jou wêreld. Ek het jou nou so baie dopgehou die laaste ruk. Ek dink ek het nog nooit so baie GT3 en Le Mans karre in my lewe gekyk nie. En dit het my nogal gehoek nou. So wat gaan aan in die wêreld van Stuart White en Into Africa en ek sien julle expand 'n bietjie. Vertel ons 'n bietjie wat gaan aan daar by jou en voor ek daar begin, baie geluk. Ons sit met die Suid-Afrikaanse Endurance series champion hierso, wat met sy Blueberry dis 'n Gallardo, nee, wat jy gewen het. Of Hurricane. Hy en sy spanmaats, Kolile en wat is die ander ou se naam, Stuart? Ek het sy naam vergeet. Mikael Petamber het was deel van die span. Daar's hy. 9 ure by Kralam. Daar's hy. So baie geluk daarmee. Julle was absoluut uisters. Ek het elke stuk gekyk en dit was awesome. Nee, baie dankie. Het was 'n goeie seisoen gewees. Ons was einde van 2023 het ons so naby gekom, maar in die oor in die 9 hour het ons 'n failure op die kar gehad wat gekos het ons nie die kampioenskap wen nie. So laas jaar was ons regtig voluit gewees om die Suid-Afrikaanse kampioenskap te wen, wat ons toe gelukkig reg gekry het. Ook maar baie tyd gewees, maar baie bly en baie bevoorreg om nog 'n Suid-Afrikaanse kampioenskap te wen. En ja, nee, hierdie jaar is die plan weer dieselfde. Ons is voluit, ons die span nog groter gemaak in Suid-Afrika as 'n ingenieurs en goed wat na elke reis toe kom van oorsee af om net die span te help om na die volgende stap te vat. En dis ook maar deel van die voorbereiding met ons planne, nie net in Europa nie, maar ook in die Midde-Ooste. So ons het daarso gereis in die Creventic Middle East Championship, want Kolile hulle die 24 hour gedoen het, waar hulle 4de in die klas gekom het. En dan tot ook was ek deel van die 6 hour Abu Dhabi gewees, want ons actually 3de overall gequalified uit 58 karre en dan ook B4 kom uit ons klas, ongelukkige probleem gehad in een van die pitstops, maar ek dink vir ons eerste 2 races daai kan was dit regtig ongelooflik gewees. En nou het ons eie 296 GT3 het wat Kolile Laka besit. Nou gaan ons net nog meer voorbereiding kan doen en nog sterker wees voor ons weer in die Creventic Championship ingaan in Europa en in die Middle East. Dit is super exciting, maar ek wil net terugkom na daai laaste reis toe hier by die 9 hour Kyalami. Dis ek reg, julle het 'n bietjie van 'n gearbox issue genus daar, nê? So dit was 'n double header gewees. So die Vrydag het ons met Blueberry gery, die blou Lamborghini wat nogal, ek sal sê nogal uitgestaan het die hele jaar, wat ek ook meer die A+ kampioenskap gewen het in Extreme Supercars Championship. So met die Vrydag in die 3 ure 20 minute reis het ons actually alternator probleem gehad, want dit is oorsaak het dan alles op die kar nie 100% gewerk het nie, maar ons het ook 'n injector issue genus basically van die begin af. So dit was maar half tyd enige gewees van was 'n reis was op die podium moes klaarmaak. So gelukkig met al die probleme goed is nog steeds 3de gekom wat ons toe kon gebruik het as een van ons weggooi rondes, en toe was die Kyalami 9 hour of ons moes 2de kom of ons moes gewen het. So ja, toe gelukkig het ons dit reg gekry om die wedren te wen. Was regtig nogal tyd een gewees tussen ons die nou wat tot op die einde, maar die span het regtig baie goeie strategie gehad wat ons die hele tyd in die reis gehou het en op die leading lap. So het was regtig 'n uitstekende reis gewees. Into Africa het regtig laas jaar 'n groot stap vorentoe gevat en ek dink hierdie jaar het ons nog 'n groter een gevat. Uitstekend. Sê gou vir my, Stuart, as jy nou so endurance racing doen en jy gaan in 'n 9 hour Kyalami in byvoorbeeld en jy weet, okay, hierdie het verkeerd gegaan.
is daar 'n bietjie van 'n psychological dingetjie wat jy agter in jou kop sit wat wonder as jy elke keer 'n gear shift of om 'n draai gaan iets gaan of nie? Ek dink in die begin van die reis is dit gewoonlik normaal dat jy nie aan daai goeters dink nie. Okay. Dus ek dink normaal voor die wedren mense nou dink of alles alright gaan wees en ons het ek weet daarin wat ons in die kar gedoen het, al die voorbereiding en hoe hard die span gewerk het. So ek het geween voor ons in die wedren ingaan, ons niks meer wat ons as 'n span kon gedoen het of as drywers om meer voorberei te wees nie. So het vol vertroue gehad in die span, maar as maar normaal daai laaste uur of 'n halfuur as jy voor is op daai fight vir die wen dat jy hoor snaakse geluide wat jy seker is jy hom nooit gehoor het in die kar nie. En nou snaakse vibrasies en goeters, maar dis maar wat deel daarvan en dis al 100% normaal, maar ja, soos ons voor ek vir die span nog gesê het voor die 9 hour is ons moet net niks verander nie, ons het die hele jaar aan iets gewerk wat 100% gewerk het vir ons, so ons moet net niks verander omdat dit nou vir die kampioenskap is en ek dink dit regtig vir ons gewerk. Ag, brilliant. Ek is regtig so bly vir jou Stuart en die span. En Raisi, het jy vinnig 'n vraagie daar voor ek aangaan want ek wil graag daar vir Stuart vra oor daai 296 en die European Championship wat daarvoor lê vir hulle in die Seventric reeks. So Ja, ek het net so vinnig gevra gestoor, jy lyk vir my baie netjies vanaand. Ek het jou jare laas gesien. Nou wonder ek net as jy so vinnig ry, kry jou baard nie kans om te groei nie of skeer jy net baie netjies. hoor wat sê nou weer. Ja, ek dink is maar 'n bietjie van auto, ek dink die druk van die helm hou hulle maar die bietjie wat uitkom skeer net maar af. Netjies. Jy kan jou brand so 'n bietjie uitbou daarso. Een van 'n skeerhoompie daar op die rak sit. Ja, deel maak van die borgplanne vir volgende jaar. Ja, exactly. Nou Stuart, jy sê julle het nou 'n bietjie uitgebrei as ek reg is saam met Dragon Racing daai kant, Into Africa Racing en Dragon Racing het so 'n bietjie saamgesmelt daai kant in Asië en julle beplan Europa en julle ry met die Ferrari 296 GT3. Hoe lyk julle pad vorentoe met dit en is daar 'n kans dat ons daai 296 hier in Suid-Afrika gaan sien of gaan hy maar bly in Europa? Ja, kyk, is 'n ongelooflike kan ek sê 'n partnership wat ons nou het met Dragon Racing. So is Dragon Racing by Into Africa Racing, so is die twee spanne half combined, soos ons span manager hierso Gerald Ekron is ook die span manager daai kant en dan van ons ouens gaan ook na die wedren toe, so is 50% deur hulle gegaan en 50% deur ons. So is die maak dit obviously baie makliker in die begin net om in dit in te kom en ons plan voor dit is beseker om een of ander tyd 100% standalone span te wees, maar gelukkig die onkoste is nie goed as jy met die rand teen die euro is beklei is nie so maklik nie, so mens moet dit stap vir stap doen en dit help ons ook om met van ouens af te leer wat dit al vir jare doen. So dit is beseker die plan vorentoe, maar ja, die 296 GT3 is 'n ongelooflike kar. Ek was baie bevoorreg geweest om met Emil Vrey toe hulle van Lamborghini af Ferrari toe te gaan van die development testing te doen. So ek was een van die eerste wat voorreg genoeg was om die 296 te ry, toe hy net uitgekom het. So daarom al geweet wat vir ons wag en goeders, maar obviously development van daai tyd af tot nou was al 'n groot stap vorentoe geweest, maar op hierdie oomblik is die plan om voluit te gaan vir die pryses wat ons beplan het in die Europese kampioenskap om meer voorberei te wees vir die 24-hour Dubai en dan ook vir die 6-hour Abu Dhabi. So om hulle 3 races te doen in die Midde-Ooste vir daai wedrenne en ek dink obviously met Kulile wat ook meer reis en meer gemaklik raak met die tipe wedrenne, dink ek ons gaan regtig 'n sterk span wees, maar op hierdie oomblik is daar ongelukkig geen planne dat die kar Suid-Afrika toe sal kom nie. Het logistically te moeilik vir ons om die kar die hele tyd oor die wêreld te stuur en die onkoste is raak net te hoog. Ek verstaan. Luister ek moet Kulile komplimenteer in sy absence hierso. Hy het regtig sy game gelig, hoor. En toe hy saam met jou gery het hierso in die 9-hour en ek het hom in Qatar en in Abu Dhabi gesien. Hy doen regtig goed. Ja, ek baie sy level ge-up. Ek dink ook dit kom maar met die pressure en die tipe kampioenskappe wat ons in deelneem. Daar het jy nie
regtig tyd om stadig te leer nie, jy moet maar geen stap voor vinnig vat. So ek dink ook is maar die hele tyd om daai high pressure deel te neem en ook die hoeveelheid tyd wat hy in die Kaap spandeer het tussen die 12 ure, 24 ure en 6 ure was omtrent 'n seisoen en 'n half gewees wat ons in Suid-Afrika. So die hoeveelheid seetyd wat hy nou kry teenoor wat hy voorheen gekry het, en ons was nou weer 2 dae gewees in PE, besig om te toets waar ons gewerk het aan consistency en long runs en goed, so het ook 'n baie meer volledige 'n plan deur die jaar vir die testing en die racing en goed, en ek dink dit help hom definitief om te groei. Brilliant. En sê gou vir my Stuart nou wat julle planne het vir Europa, mag ons weet watse races julle gaan in deelneem daar, of is dit nog 'n bietjie van 'n staatsgeheim daar by julle? Is nou eintlik baie moeilik vir ons ook om te weet. Dis dan nou op hierdie oomblik af wanneer die kar in Europa kan aankom, as soveel delays en goed is nou met die shipping van al die equipment en goed van die UAE af, so is op hierdie oomblik die ding wat ons die meeste terughou sover. Target ons om die Paul Ricard 12 hour te doen en moontlik die Barcelona 24 hour, en dan wil ons 2 of 3 races tussenin doen, maar ja, sover is nog niks compleet 100% besluit dat ons dit gaan doen nie, dis maar net op hierdie oomblik sprake, maar sal alles afhang van wanneer die kar in Europa gaan aankom. Okay, Paul Ricard sal klaar baie groot stap in die regte rigting, maar ek wil net weet, ek en Rassie en Kali moet nog nie ons kaartjies boek vir die Mulsanne stryd nie. Yes. Ja, julle moet verseker 'n plan maak. Ek dink as ons op die ou einde die Barcelona ene doen, is dit die reis om na toe te gaan. Ek hou daarvan. Okay, great. So, miskien is sê wat jy eintlik so tussen die lyne van sê is die 24 hour Le Mans is iewers op die Radar. kaarte. Ja, kyk, die Kulile begin met motorsport, was dit sy einddroom gewees was om deel te neem in die Le Mans 24 hour. Is obviously 'n baie moeilike punt om by uit te kom, en as baie stappe wat mense moet deurgaan, maar ek sê dis sal die span se ultimate wees of in die Spa 24 hour deel te neem of in die Le Mans 24 hour. So as obviously dis nie in die volgende 2 of 3 jaar se beplanning nie, maar ek glo ons sal eendag daar uitkom. Okay, maar Spa weet ons is jy nou al so half 'n legend hier by 5 ligte. Want ons weet presies wat jy doen op Spa. Maar ek wil net uitvind by jou laaste twee vrae, en dan kan ons 'n bietjie F1 praat. Eerstens, hoe vergelyk Yas Marina met Kyalami, en in aanleiding tot dit, as jy dit moet vergelyk, en kan Kyalami vir ons 'n Grand Prix gee hier in Suid-Afrika? Ek weet dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord, maar jy het nou albei gery in die laaste ruk, en toe ek julle gekyk het in die 9 hour, het Kyalami in pristine condition gelyk. Ja, kyk, albei is wêreldklas bane. Ek meen Yas Marina, ek dink wat dit so uniek maak is dat mens altyd in die aand onder die ligte ry, en dit voel nie of jy in die aand ry nie. Die eerste keer toe ons daar getoets het, was dit so 35 grade, toe staan en buite, toe vra ek vir jou, kan ons asseblief net binne staan, die son gaan vir ons eet hier, so jy sê, nou, dit donker. Ek kom nie so rarig agter nie, maar ja, die Yas Marina was vir my een van die hoogtepunte gewees van 'n baan om te ry, maar so was Kyalami ook. Ek dink al die drywers, international drywers wat ek al met teen gereis en mee gepraat het, sê dat Kyalami een van die moeilikste bane is om op een lap vinnig te wees. Is regtig baie meer challenging as wat dit lyk van die buitekant, dat jy die curves moet gebruik, en ook omdat dit 'n bietjie meer op van 'n low grip surface is teenoor sy maar 'n baan soos Yas Marina. Maar my opinie, die fasiliteite, die baan en alles is in die kondisie om 'n Formule 1 wedren te hê. Ek weet van die plekke soos die Mainstraat en goed is te kort, en dis op hierdie oomblik wat ons bietjie limit teenoor die Formule 1, maar ek dink daar is scope om die baan langer te maak en die goed te verander om dit van 'n grade 2 lisensie af te kry na 'n grade 1 license toe, maar ek dink dit sal ook 'n groot stap wees as hulle kan kyk om iets soos MotoGP te kry, net om die crowds en almal involved te kry, net om die bal in die gang te kry. Ja, ons Brad Binder ding dan verstikkend hier op my Kyalami. So dit klink nogal goed. En dan my laaste vraag is, en jy hoef glad nie te antwoord nie, maar hoe vergelyk
Ja, Hurricane teenoor die 296. Tong in die kies vir Ja, dit dis ek een van die vrae was ek die meeste gevra word tussen twee. Is dit? Dit was baie moeilik om 'n vergelyking te maak. Die Ferrari is obviously die lightste model van die Ferrari GT3 en die Lamborghini is 'n spek terug. So is baie moeilik om dit te vergelyk tot ek een van nuwe Lamborghinis gery het, maar ons sê dat die Lamborghini en die Ferrari het albei hulle sterkpunte en swakpunte werk. Ons sal nie sê swakpunte nie, maar obviously hoe die karre hulle laptye om die baan kry word in twee verskillende maniere gedoen. So die 296 is baie developed op die aerodynamics vir die high speed draaiers, waar die car se stability en goeders op die hoë spoed gee vir 'n bietjie meer confidence as die Lamborghini, maar ja, die Lamborghini weer die korte draaie en op change van direction is weer baie goed. So die twee karre kry hulle laptyd op twee verskillende maniere, maar ja, dit sal interessant wees as ek eendag hopelik die geleentheid kry in een van die nuwe Lamborghinis te ry om te sien hoe dit sal vergelyk met 'n model van dieselfde jaar, want dit is obviously moeilik om twee verskillende Nee, natuurlik. development te vergelyk. So as ek die GT3 Lamborghini EV1 compare sy nou maar teen die 488 Ferrari, dan sit dit heeltemal anders te comparison, maar dis weer in dieselfde homologation. So is baie moeilik om presies te sê. Maar sê my, die 296 GT3 omleer is hy 'n turbo hybrid of is hy net 'n V6 turbo? Of bi-turbo? So is net 'n V6 twin turbo, maar hulle mag nie die hybrid system gebruik nie. Already part car die hybrid system en die GT3 kar is nog glad nie gemaligheid met hybrid systems nie. Dit is net so ver in die basically die LMDH programme goeders. So is meestal om die kostes nie goeders af te bring, maar die karre en die running cost van die karre is al klaar so hoog. So met die hybrid system base dit amper verdubbel. So even die nuwe Lamborghini wat later die jaar gaan release word met 'n hele nuwe shape is, gaan nie weer op jare kan gebaseer word nie. Kom hy met 'n V8 twin turbo ook. So baie van die spanne gaan dan na die turbo toe. Obviously turbo is nie goed wat daar baie meer reliable is as wat dit was paar jaar terug, en met die BOE-stelsel en goeders is net baie makliker om te beheer en performance uit die engine uit te kry as het naturally aspirated. Ons gaan hy naturally aspirated V10 van die Lambo so mis. Ek is so teleurgestel met die nuwe Lambos wat nou 'n V8 is, maar ek verstaan dis die rigting waartoe tegnologie en al daai goed beweeg. Maar yes, dit klink verskriklik exciting. En yes, ons kan nie wag om jou op die baan te sien nie. En as ons jou wil dophou in Asië of in Europa, is daar 'n spesifieke kanaal waar ons as Afrikaners kan intune om vir jou en Kolile in die span te kyk? Ja, kyk, ongelukkig is die wedren van daar nie op DStv op iets nie, maar dit is op YouTube op die Kravetic 24-hour series se YouTube kanale, of hulle kan op my volg op Facebook of Instagram on Stuart White Racing, waar ons al die links en die tye en die goed van die wedren uit die stuur. So dis die maklikste manier om dit te volg, en dan met die Suid-Afrikaanse endurance kampioenskap is ons baie bevoorreg om hierdie jaar elke wedren op Supersport hê, so op kanaal 2 en 5 waar al die races gelivestream. So die volgende naweek en op Behouders Kerwante, ek dink gaan 'n Tawi en wees 'n paar vinnige karre wat geënter is, maar ja, Siba, I don't know. Dis fantasties. Ek dink Kali sit met soveel equipment, ek dink ons gaan vir jou soos met die F1 gaan ons vir 'n special helmet cam met stuur wat direk gelink word na die 5 ligte kanaal toe. Ek sal maar wees daar. Ons jou kan wys jy ry jy. Okay. Dit sou nogal die eerste wees in Suid-Afrika. Ja, maar luister dit, daar's ons deur, ouens, daar's ons deur. Stuur as jy oop is voor is ons in. Ons kan verseker iets doen. Nou, ouens, kom ons praat bietjie Formule 1. Ek net eers my toplig. Ek sien hy is nie skerm. Ag, asseblief Kali, sit vir die seer kry. Maar sien ek wat seer gekry het. Nee, ek het seer gekry. Ek wens my rooi skoene. Wat dink jy of wat gaan ons voordat ons nou te veel hieroor praat? As jou hart besig is om ons te verlaat, gaan nou 'n alarm afgaan of so. Hoe moet ons jou nou kalm hou? Hoe ver mag ons hierdie indruk? Ek gaan 'n LH
44 tattoo op my afkom. Stuart, ons het jou nog nie gesê nie, maar ou Ed het so 2 besoeke in die hospitaal afgelê onlangs en baie toevallig was die eerste keer net nadat Lewis Hamilton die pole gevat het vir die sprintreis en die tweede een was nadat albei Ferraris gedisqualify was en uit die punte uit is dit ou Ed gou weer daar in die hospitaal gaan draai. Ja, so ek dink hy was al die enigste en ek dink wat in die hospitaal opgeëindig het, maar ek dink was 'n paar mense se harte wat gestop het, veral toe met die double disqualification. Ja, ek dink dit gaan hulle Constructors Championship nogal redelik seer maak. Dit gaan. Maar kom ons begin by die sprintreis, okay? Maar dit was vir my aardig. Ja. Ferrari het pace gehad, dis vroeër in die dag. Dis China, dis 'n nuwe die baan is geresurface. Ons het nou al geleer uit 2024 uit dat resurfacing het 'n groot influence op tire degradation en tire wear en dan obviously ook wie kan die beste na hulle bande kyk. So ek was super verbaas vir die ouens wat vir 'n one-stopper gegaan het. Hence hoekom Spa 2024 nie vir ons 'n les was nie waar George extra paar waffles met ek weet nie wat Charles en Lewis nou met eet nie, maar Lewis het skiet en Charles is ondergewig, so hy moes net Leo in die kar gelaai het of sy meisie. Maar dink julle Carlos het sy reisingenieur saamgevat Williams toe want hy was op 'n one-stopper in die sprintreis. Nee, hy het nie. Dis nou Charles Nee, is nie Charles nie. Hoekom dink jy Ja, Ricky is nou Lewis hoekom dink jy Carlos gaan pit in die sprintreis? Want hy het 'n issue gehad. Ja, het 'n issue gehad. Okay. Maar wat is jou punt? Nee, dit is my vreemd dat Carlos die enigste ou was wat gaan pit het vir fast tires in 'n sprintreis. Ja. Ek dink hulle het 'n issue gehad met sy motor. Ek het ook gedink maar hulle was ook klaar hulle was so ver agter gewees en het geen kans gehad om punte te kry nie, so ek dink vir hulle om na 'n ander tire compound te gaan om meer bietjie data te kry voor die actual race. Dink ek dit was nogal 'n goeie strategiese move gewees. Van obviously hulle geweet hulle gaan niks doen met science nie, so hulle kan net so meer voorberei vir die actual Grand Prix met die limited testing wat hulle het en die stel minder tires wat hulle het. So ja, ek dink dit was al 'n slim move gewees van Williams en ek dink dit het hulle ook gehelp om te weet wat hulle gaan moet doen in die race, want hulle was een van die eerste spanne wat verpool het vir die one-stop strategy. Maak vir my baie sin. Albon het gesê I'm better than everyone. Of wat het hy gesê? Ja, hy het 'n baie goeie kommentaar daar geloop. Best condition, wat het hy gesê? Ja, of my tires in the best condition of everybody. Iets in daai lyne, maar ja, hy was nogal redelik ernstig met sy ingenieur gewees. Maar om terug te kom na die sprintreis, die Ferrari het pace gehad, Lewis wen. Max, is dit Max tweede of Piastri tweede? Oscar was tweede en Max was derde. Max was derde. So nou ons weet dit is vroeër in die dag, ons weet die temperature is hoër. Nou slaat ons reis toe. En ewe skielik verdwyn al daai pace. Dis bietjie koeler en die McLaren's is aan die gang. Die Red Bull is aan die gang. Weet jy waar die hel Mercedes oppop nie en Ferrari produce meer downforce sonder 'n front wing wyn voor. Hoe verklaar hy dit? Stewart, is dit bande, is dit waar sal 'n ou se hoe sal 'n ou dit kan verklaar vir die leuke wat hierso sit? Ek dink nie McLaren het in die sprint regtig hulle vol potential bereik nie as jy ook kyk na die tye wat hulle gedoen het in die sprint qualifying. Baie van die ouens was vinniger in die sprint qualifying as wat hulle in die worst qualifying was. Lewis Hamilton en Slayton, maar Oscar Piastri het amper punt 6 vinniger gequalify vir die actual race wat hy gequalified vir die sprint race en hy en Lando het gesê dat die kar meer stabiel was en makliker gewees om te ry. So ek dink die McLaren as hy het 'n klein window waar hy werk, maar as hy nou window is, dink ek hierdie jaar is die kar amper unstoppable. Ek dink hulle is maklik 0.2, 0.3 vinniger as enige van die ander karre as hulle die kar nie
in die regte margin kry, maar soos Lando ook 'n paar keer die naweek gesê het, ja, die kar is vinnig, maar hy's baie op die limit. So ek dink hulle het net dit reg kry om die kar bietjie meer drivable te kry vir albei drywers. Ek dink ook hulle was op 2 verskillende setups gewees in die sprint race. Jy kyk na hoe Lando se linker voorbeeld gelyk het teenoor Oscar se. So ja, ek dink die McLaren is maar baie relatable van hy moet in skoon lig wees. Hy kan nie volg nie, dan sukkel hulle. En ek dink op Ferrari was dit wenig gewees dat met die higher fuel loads dat hulle meer gesukkel het as wat hulle gesukkel het met die sprint wanneer hy 1/3 van die fuel loads het. So ek dink hulle was meer op 'n setup wat daarop neergewerk het vir die race. En as jy kyk hoe laag Lewis se kar ook gehardloop was, dit meer was om op lae fuel 'n goeie setup te hê. So ja, ek dink hulle het bietjie meer gaan vir die sprint race met Lewis en meer vir die actual race met de Klerk. As jy kyk, het 30 punte se downforce verloor en elke 10 punte is 0.1 van 'n sekonde. So ja, ek dink hy sou die pace gehad het om die race te wen nie, maar ek dink hy sou verseker omtrent rondom by George Russell kon gewees het. Sure, dit is baie goeie analise daai, want dit het baie meer gespraat. Wat dink jy, wel dink julle dat Oscar het sopas bewys hy bietjie meer beef van hom om die championship aan te vat met Max as Lando, of is dit net 'n Lando en Oscar show? Ek dink ons het nou Oscar begin ons nou sien wat ek nou al van verlede jaar af sê, daar's meer in Oscar as wat ons sien. En ek dink ons het hierdie naweek het ons nou actually uiteindelik daai ietsie van Oscar begin sien. Ek dink die leeu is wakker gemaak in hom. Okay. Ja, ek dink dit gaan vir die kampioenskap gaan wees tussen Lando en Oscar. Ek dink nie Bottas se Ferrari of Mercedes meer konstant kan wees en beter kan wees op die race pace. Dink ek gaan vir hulle moeilik wees. Obviously, Max Verstappen maximaal altyd die package wat hy kry en is altyd daar om die punte op te tel. Maar ek dink wat ons laas jaar ook gesien het hier in die middel tot einde van die jaar en Oscar op 'n stadium die meeste punte eintlik opgetel van almal. En dit was nie omdat hy altyd die races gewen het nie, maar omdat hy minder foute gemaak het as die res van die ouens. Dus sê die Australië was obviously sy fout geweest, maar hy het net bietjie baie gegaan as Lando en bietjie erger daarvan afgekop. So nie vir dit was nie, so hy nou ook die championship leader geweest het. So denk definitief dat hy is mentally baie stabiel en baie sterk, en Andreas Steller het ook al 'n paar keer gesê dat Oscar asof dit is of hy met een van die mees experienced drivers op die grid werk. So dink dis wat vir Oscar in die championship gaan inbring, Orlando of 'n baie goeie dag het of 'n baie slegte een, maar nie altyd die punte kan optel wanneer dit tel. Ja. Dink jy, Stewart, dat Lando het die mental fortitude om die hele seisoen lank so 'n battle vas te hou? En dit voel vir my so baie keer met al ons Britse drywers. Ek meen, ons kan nou Lewis se 7 championships vat, maar daar was tye wanneer hy teen Massa in 2008 gejaag het, of wanneer dit close was met Max in 2021 byvoorbeeld, dat daar net so bietjie van 'n jy weet, woe is me tipe jou kop laat sak vir 'n oomblik en jy kan sien die performance drop en net een goeie result en dan is dit weer 'n confidence drive, jy weet. Dink jy Lando kan dit volhou in die hele seisoen om so competitive te wees, of dink jy iewers gaan hy 'n muur slaan in psychologically? Ja, ek dink dit sou baie interessant wees om te sien. Obviously laas jaar dink ek Lando het ook klaar goeie kans gehad om die kampioenskap te wen as mens kyk op hoeveel punte wat hy uitverloor het in plekke waar hy afgegaan het of nie volle punte gekry het nie, soos by Red Bull waar hy eendag moes tweede kom as om te crash en glad nie punte te kry nie. So ja, dat is baie seker goed wat mens kan question, maar is ook moeilik. Ek meen, weer 24 race van jaar, iemand gaan altyd ergens 'n fout maak. Jy gaan nie altyd perfek wees nie. Was obviously makliker geweest vir Max wat in 'n dominant kar was vir 3-4 jaar wat dan sit al daai situasies is makliker want jy's minder in dit. En dit is makliker om uit te kom as jy die pace in die kar het, maar ja, sal interessant wees. Ek dink Lando sterk genoeg mentally om dit te kan doen. Ek dink as die span om hom bly in die kar sterk genoeg bly deur die hele jaar, maar ek dink is ook moeiliker teen 'n drywer soos Max Verstappen of Lewis Hamilton om head-to-head te gaan wat al
klaar 4 en 7 keer world champion is as om teen iemand te gaan wat ook nie 'n world championship het. So ja, het sal interessant wees om te sien, maar ja, dink teen hom en Oscar se baie tyd wees om afkom wie die minste foute maak, maar soos laas jaar met McLaren een update gedoen, dus hulle iewers skielik die vinnigste, so dit was niks wat die ander spanne stop om ook 'n bietjie lag te strike en iets dan lock uit die kar uit. Ja. Ek hou van dit. Nou, wat dink jy van die kombinasie en julle ouens kan ook inweeg op dit van George en Kimi Antonelli. Ek was Kimi Antonelli se grootste kritiek gewees op die program want ek wou regtig Mick Schumacher in daai tweede seat gesien het. Maar die laaitie freaking impress my so baie. Dit is crazy. Wat is julle gevoel? Stewart, ek meen ons weet George is goed, maar Kimi het wys nou hoekom Toto so baie oor hom gemaak het. Ja, kijk, snaaks genoeg het ek actually nog laas jaar teen Kimi Antonelli, feitlik 2 jaar terug, 2023 het ek en Kimi Antonelli teen mekaar gereis in die Italian GT Championship. Oh wow. Waar al klaar onder baie druk was van Mercedes en goed om te perform. En soos hy daar hele paar reis teen mekaar gehad, ek en hy het 'n paar keer teen mekaar gaan vir Paul en 'n paar keer wat hy bo uitkom, 'n paar keer wat ek bo uitkom het. So ek ken eintlik vir Kimi Antonelli baie goed. En hy was altyd gerank as een van die young and upcoming drivers gewees. So ja, snaaks genoeg so eintlik nou 4 drivers wat ek teen gery het in die junior ranks wat nou Formule 1 is wat ek of nie teammates was of in dieselfde junior programme was. So ja, ek ken baie van die ouens redelik goed, maar ja, Kimi Antonelli was so van karting af gerank as een van die top junior drivers en hy het ook obviously baie backing gehad, family backing en ook van Mercedes af van 'n jong ouderdom deur die regte stappe te gaan en dis waar baie drivers obviously nie verder kan gaan nie as oor financial backings, nie altyd oor die talent nie, so, maar hy is 'n baie talentvolle driver. Okay, en dit het my impress. Ek dink, ek weet is nog net 2 races, maar ja, ons het al 3 quali sessions gehad en in effek 3 races gehad. Ons het 'n vrek moeilike race daar eerste een gehad wat letterlik al die rookies ge-DNF het of ge-DNS het for that matter. So ek dink vir Kimi om kop te hou, kar op die trek te hou en resultate, jy weet punte in te bring, dit spreek boekdele. En ek het nooit geweet, dis maar waar Drive to Survive ook nou maar sy doel dien. Ek het nooit besef dat hierdie ouetjie is so hard in terme van performance en jy weet hoe hy uitstaan tussen sy peers. Ek weet Stewart het hom nou 3 of 4 keer al gelap op sy slegte dag. So as ek sê hy staan uit tussen sy peers, dan bedoel ek nou nie jy nie, so ons weet jy is baie vinnig. Die vraag is Kijk, in Formule 2 was Antonelli, ek sal nie sê hy Behrman was altyd nie in die beste jare gewees nie, maar hy het definitief perform wanneer die kar op die dag reg was, so, en ook elke keer wat hulle Formule 1 getoets het en goed was, het baie impressive gewees. Ek dink Ollie Behrman is obviously ook nie nou in die kar helemaal om te wys wat hy kan doen nie, maar sy Ferrari debut onder die druk wat hy was vir my ongelooflik gewees. Ek dink hy is ook een van die baie vinnige young and up-and-coming talents, maar dis Norman Kimi Antonelli, denk ek was definitief 'n groot toekoms in Formule 1 vir die twee. That's amazing. Maar nou op daai punt nee Stewart, ek luister na Ollie Behrman byvoorbeeld en hy het ek dink is op die High Performance podcast het hy met een van die ouens gesels daarso. Ek sal nou op sy naam kom, maar hy was altyd 'n presenter gewees vir BBC F1 en Ollie het verduidelik die verskil tussen 'n F2 motor en 'n F1 motor. Die F1 motor is vir hom baie swaarder. Jou approach tot 'n corner is 20 tot 40 kph vinniger. Jou apex speeds vinniger, jy moet baie vinniger throttle optel. En ek bedoel hy sê sy lap time om te qualify daai dag op Jeddah was omtrent wat 6-7 sekondes vinniger as sy pole tyd vir F2. Hoe adapt the driver tot dit? Ja, was eintlik 14 sekondes wat excuse en voor die was. So ja, dis twee verskillende wêrelds. I mean even
op 'n baan se Spa se Formule 1 kar omtrent 32 sekondes vinniger as die GT3 pole lap vir 24-hour Spa. So it's obviously 'n groot verskil, maar as jy van een kar af na 'n ander kar toe gaan, jy voel obviously die spoed is baie vinniger en hoe jy die draai approach is baie vinniger, maar al is jy nie op top van die kar nie, net hoeveel uit die kar wat vinniger is en beter performance, jy al klaar omtrent binne 2 of 3 sekondes wees as jy goeie drywer is na 'n paar laps, en ek dink dit wat Ali Behrman gewys het, hoe vinnig jy, as jy die baan ken, hoe vinnig jy kan adapt, en ook met die hoeveelheid wat hulle nou doen in die sims en die goeters, die gevoel wat jy kry vir die spoed en hoe om die kar actually vinnig te ry, leer hulle al klaar in die simulator. So jy sien nie meer daai lang periode wat ons gesien het 10, 15 jaar terug, wat drywers vir die eerste keer in 'n Formule 1 kar klim by die baan. Ek meen hulle het al veel laps gedoen by Verano met private F1 testing, met rally testing, so die publiek sien nie meer wanneer die drywers eintlik vir die eerste keer in die kar klim of die eerste keer blootgestel word. Dis waar. Okay. Goeie punt. Dis 'n goeie punt. Dis baie goed. Maar dan kry jy nog steeds 'n Logan Sargent, Ja. Fernando Alonso wat elke reis kry. Yes. Of uitspreek. Kyk, dit is wat ek verwag het Kimi gaan doen, want ek vat dan verlede jaar na hy daar uitgekom het in sy tweede lap in daai Merc van George, het hy dan daai kar in daai muur geplant. Maar boys, luister gou. Ons kan nou wragtig net Kimi Antonelli in dieselfde asems as Latifi en Logan Sargent. Nee, ek het verlede jaar het ek gedink hy gaan vir Logan 'n goeie go gee hierdie jaar. Ja. Maar hy het my verbaas. Nee, hy was baie goed, baie goed. Dan nou kom ons by die groot Red Bull dilemma. Okay, dis so 'n groot besprekingspunt, want ek meen Stewart, kom ons let's sketch a hypothetical scenario hierso. Kom ons sê Helmut Marko klim nou op die foon en hy bel daar na jou kant toe. En hy sê vir jou Stewart, jy kom toets op Silverstone nou. Ons wil jou vir 10 laps in die RB21 sien. Jy weet, en dan toets Liam en Max kom net in, ry 3 laps om 'n benchmark te sit en dan moet jy toets. Is dit fair teenoor 'n ou soos Liam Lawson of jouself om 'n replacement te wees? Want dit lyk asof regtig die kar net om Max design word en dat daar regtig nie 'n ander drywer is in Formule 1 huidiglik wat kan lewe met daai tipe edginess waar jy heavy front end grip het, maar jy het 'n loose back end wat jy kan nie. Ek sien Liam dra nie apex speed in nie. Hy het geen corner, hy kan nie vroeg op die throttle klim nie. Hy het nie confidence op die brakes nie, niks. Weet, hoe sal jy so 'n situasie opsom as suits met jou moes gebeur het byvoorbeeld? Hey, ek dink op hierdie oomblik so graag soos wat enige drywer in Red Bull wil wees, wil hulle ook nie eintlik daar wees nie, want as jy kyk wat oor die laaste paar jaar gebeur het, eintlik al van 2018 af. Iemand wat nie tweede seat is, het al regtig perform, iemand soos Alex Albon ook nou die dag op 'n podcast gesê, as jy nie dieselfde driving style het as Verstappen, jy gaan nie perform in die kar. Iemand die kar eerste is 'n baie confidence ry wat jy nie gaan hê as jy direk in Formule 1 inkom nie. En dan tweedens, as jy nie 'n kar like wat op die wat ons sê al front edge is nie, wat jy die spoed moet indra en 'n halfpad deur die draai te dalk maar moet uitsorg nie, dan gaan jy nie die tyd uit die kar uit kry nie. So ja, Max Verstappen het 'n unieke driving style, even as jy data kyk van hoe hy die draai doen teenoor enige ander drywer in Formule 1. Dis die kar definitief om hom gebou, maar even ek dink is nou al op 'n punt waar even hy begin sukkel. Hy nie altyd die utmost performance kry nie, wat hy ook gesê het in Shanghai die naweek, as hulle kan vir Yuki in die kar sit, maar die result gaan dieselfde wees, maar daar's 'n fundamental issue met die kar, en omdat hy obviously baie confident driver is en baie natural talent, het ry half meer om die probleem, wat ek dink het meer mask as hoe die probleem eintlik is. So ek dink dit is speel teenoor Liam nie. Ek dink as hulle vir Liam en Yuki ruil, gaan die results net omruil waar Liam omtrent weer gaan wees waar Yuki nou is, en vice versa. Ek meen laas jaar toe Liam en Yuki teen mekaar gereis het, was Liam
op baie van die reise is die sterker drywer gewees. So as jy kyk hoeveel drywers al deur die Red Bull seat is, nog steeds sukkel hulle om consistency hier die tweede drywer uit te kry, dan moet jy ook begin dink om die kar meer drivable te maak vir meer driving styles. Maar ja, daar ook al vandaan kom is daar ook 'n paar jaar terug al toe Max sterker was as Perez en hulle meer sy development rigting gevolg. Voor as jy kyk na Ferrari of Mercedes wat twee sterk drivers het, waar albei drivers die development trek, dan is kry jy 'n kar wat meer balanced is vir meer drivers. En even toe ons die development groeide met Emil Frey was ons altyd 3 drivers in die kar gewees, dat dit nie in een rigting van jy altyd die kar half stabiel hou vir meer as een driving style. So ek dink dis vir hulle bietjie meer verkeer gaan het en ek dink ja, obviously Yuki wil in die Red Bull kar wees, maar as hy was ook nogal redelik bang gewees het om dit te doen. Maar ons weet Yuki dink nie so nie. Ja, nee wat. Stewart, ek sou nogal vir jou vra, dink jy daar's op die huidigelik op die grid iemand wat daai selfde tipe styl het as wat Max het of iets soortgelyk het aan Max wat dalk potensiaal. Ek praat nou van oor die hele grid. Nico Hülkenberg. Dink jy so? Nee, ek twyfel so. As iemand iets alles staan, uit te baie unieke styl, ek dink ja, die ou wat die naaste was en wat obviously vir 'n ruk die performance uit die kar het gekry, was Ricardo geweest. Hy was ook nogal 'n aggressiewe. Dis reg, ja. Hy het gesukkel as die kar nie in 'n aggressiewe manier opgestel was nie, maar ja, die eerste word jy swaaf gegroom al van die junior ranks af om so smooth te wees en die platform en al so smooth nou as jy kyk na Charles en Lewis, George, Landa beweeg amper nie as die kar ry. Ja. En die ry koers op 'n baie meer high rate en as jy ewen jou aan pole laps en goed van Verstappen kyk, is baie meer edgy as wat die karre om hom is. So ja, ek dink dit sal moeilik wees vir enigiemand om reg te kry. Ek dink die enigste drywer wat dalk meer split not to kan adapt maar net met experience is Alonso. Want obviously die ouer karre was meer in daai rigting gewees waar jy meer aggressief moes wees, meer steering angle. En hy was ook uniek. Ja, maar ek dink nie enige van die huidige drywers En jou jonger ouens sal performance uit die kar uit kry. Ja, maar nou het ek 'n vraag vir julle. Ek stem met jou saam oor Alonso, want Alonso het ook op baie onortodokse manier vir al sy draaie ingegaan en destyds met Renault vir sy world champion title was dit ook 'n groot talking point geweest. Maar nou hier is my vraag. As ons praat soos ouens soos Alonso wat iets anders doen en groot sukses behaal, Max Verstappen wat iets anders doen en groot sukses behaal, selfde met ouens soos Valentino Rossi en MotoGP byvoorbeeld. Ek gaan nou terugkom na Valentino Rossi toe, maar my vraag is, as Max meer orthodox begin bestuur, dink jy hy sal vinniger wees? Of jy dink jy sy sukses lê juist daarin omdat hy iets anders op 'n ander manier doen wat vir hom vinniger maak om die baan? Dis die eerste deel van my vraag. Ek dink Max se driving style wat hom 'n world champion maak is dat hy sterk is op bane waar hy ieder die agtertyres moet beskerm of die voortyres. Waar hoekom Checo was meer, hy kon net regtig na die agtertyres kyk omdat hy die voortyres doodgemaak het. So bane waar dit rear limited was soos Baku en goed was hy altyd vinnig geweest. Ja. Maar bane soos Shanghai was hy weer gesukkel omdat hy die voortyres nog meer geskrap het. So Max het al vir driving style wat hy kan adapt van baan tot baan, by die kar op ander maniere kan ry. So ek dink hy is net so naturally talented en so on top of die kar en so confident dat hy sy style kan verander, maak nie regtig saak hoe die kar is nie. Jy kan dit sien deur die practice ook as hy gaan baie keer af en is baie meer all over the place teenoor die ander drywers, maar dan kom hy in Q3 dan deliver hy, want hy het ander maniere gevind om die kar te doen, nie persoon hy die kar uit te kry. So ek dink nie as hy presies weet altyd wat hy doen, hoe om so vinnig te wees nie, maar en ek dink dis ook wat dit moeilik maak vir die tweede drywers dat nie meer verstaan raai en man sit reg kry. Okay, want die tweede deel wat ek nou wil by uitkom is, ons het nou 'n simpel voorbeeld, seker nie die beste voorbeeld nie, maar Valentino Rossi byvoorbeeld het agtergekom as hy sy been aflig voor 'n draai, dan sy bietjie meer stabiel, dalk 'n bietjie meer wind resistant, whatever nou die teorie is. En nou wat 4-5 jaar later, nou doen almal dit. So almal het self adapt by iets wat een persoon anderser gedoen het, maar dit het hom vinniger gemaak. So dis my vraag. Sien ons oor 5 of 10 jaar van nou of dat baie meer mense develop in die rigting
van iemand soos Max Verstappen of iemand soos Fernando Alonso. En wat jy sê, Stuart, is dat selfs Max self kan nie regtig rasionaliseer wat hy doen nie, hy voel dit net. So dis nie, behalwe as Max 'n driving school oopmaak wat hy vir mense talent probeer shift, kan ons nie regtig analiseer wat hy anders sou doen, sodat die sport op sigself kan evolve na 'n nuwe approach as 'n nuwe driving style approach of something, right? Interesting. Ek dink elke 10 of 15 jaar dan kry hierdie een drywer wat net uitstaan teenoor die res, wat maar net oor hoe Max groot gemaak is, die verskillende goed wat hy gereis het. Ek meen, as jy kyk, voor dit was dit het Schumacher gedominate, niemand het regtig geweet hoe kom nie, niks van sy teammates kon dit regkry nie, toe het Vettel gedominate, waar hy, ek dink 12 races in 'n ry gewen het, of meer as dit, en nou sit toe Lewis het gedominate met die hybrid eras, maar ook daar kom 'n punt waar die reëls, soos as mens kyk na vir Vettel van 2013 af, toe die reëls drastically verander na 2014, toe sy styl glad nie die karre gepas, Ja. gesukkel, hy kon Ja. 'n manier kry om die kar weer Dis maar, dit was frustrerend, ja. die Red Bull gedominate. So daar kom seker 'n punt waar dit nie meer gaan werk nie, maar ek meen 'n goeie voorbeeld is van storie wat ek gehoor het van Emil Frey, want Max Verstappen het 'n 296 GT3 en hulle gaan toets saam met Terry Vermeulen, en Terry toets al 'n hele dag. Hulle sukkel met die setup en hulle sê vir Max, okay, hulle kan 'n paar goed dra om die kar meer drivable te maak en te toets en goed, en hy sê net vir hulle, nee, moenie worry nie, hy sal 'n manier kry om te ry, en 4 laps later, dis hy punt 3 vinniger as enige iemand daar. Dus so, dis maar net daai natural talent van, dink al die experience en meer op 'n stadium, even hy en Lando het op 'n stadium 4 verskillende kampioenskappe in dieselfde jaar gery met 4 verskillende spanne, 4 verskillende karre. So ek dink het hulle net so half develop om in elke kar 'n manier te kry om vinnig te lees, omdat hulle soveel verskillende goed gery het op dieselfde tyd. Al baie van die ander drywers wat deur die junior formulas kom, ry vir een span van F4 af tot by F2. Maar sê hulle bly by Prema F4, F3, F2, so jy leer hulle setups, hulle style, en dan het jy nie daai adaptability wat die drywer het wat dalk vir 4 verskillende spanne in dieselfde jaar gery het en dalk 30 of 35 races gedoen het. Maar nou Stuart, jy noem net dit, en as jy vra daai vraag, dit maak nie vir my sin dat jy 'n span develop soos dit nie. Verstaan jy? As ek kyk nou byvoorbeeld McLaren is 'n baie goeie voorbeeld, is dat Oscar en Lando gee baie goeie feedback na hulle ingenieurs die hulle develop die kar saam. Dit klink vir my dat 'n ou kan 'n afleiding maak dat die span leen van Red Bull leen meer na Max se feedback toe as na 'n Checo of 'n Liam toe. En ek persoonlik noem dit die checkers trolley scenario, verstaan jy? Waar jou voorwiele draai, maar die agterkant wil nêrens niks weet nie, verstaan jy? Waar is Max het, soos jy nou verduidelik, die manier om my issue te ry, en Checo en daai ouens het nie, verstaan, hulle het nie daai natural talent nie, hulle het 'n balance nodig waar en jy korrek my as ek verkeerd is, want ek weet nie die regte racing terminology, maar die center of gravity is nie daar om 'n goeie balance te kry waar daar connection is tussen rear en front, waar jy confidence het om spoed in die draai te dra en dan traction sensitive te wees om soos Checo te kyk na sy agterbande nie. Is ek verkeerd of is dit reg? Okay, elke drywer het maar 'n punt waar die kar vir hom werk en waar hy gemaklik voel. Party drywers hou meer van understeer, party drywers hou meer van oversteer. So ja, is moeilik om 'n kar obviously vir albei drywers reg te kry. Ek dink van McLaren in 'n goeie plek is dat albei drywers het baie van dieselfde driving styles. Ek dink Oscar is bietjie beter op die long runs op die tires, waar hy actually in die begin met Formule 1 was sy swakpunt geweest, behalwe forceer om aandag daaraan te gee. So nou is dit een van sy sterkpunte. So dink dit hang af hoe die span om jou gebou is. Ek dink baie van die drywers wat nou in Red Bull inkom, sukkel om die span om hulle gebou te kry in
en die vertroue van die span hulle te kry. Wat mense ook moet onthou is dat Max se race engineer is ook die head of engineering by Red Bull. So hy die laaste sê en wat gaan gebeur in development waar spanne soos Ferrari of McLaren het 'n race ingenieur vir elke driver wat dan die inligting gee na die head of engineering die wat dan die finale besluit het. So jy het iemand wat half dit kan distribute om meer al twee drivers te favor, waar ek dink by Red Bull omdat GP weet wat presies wat Max nodig is, toe dit meer in daai rigting in die development. So dit kan ook een van die dele wees wat dit baie moeilik maak is dat die setup van die kar en alles gaan altyd meer Max se kant toe gelean word wanneer hy finale sê wat op die karre gebeur. So ek het 'n teorie. Ek persoonlik sou nou vir Danny Rick teruggebring het. Ek weet hy sit in Mark in Perth, maar jy weet ek sou net vir daai punt wat jy vroeër gemaak het oor sy driving style. Dink ek hierdie Red Bull sou nou vir Danny Rick se handskoen gepas het in my opinie. Want dis hoekom hy met die McLaren en die renne gesukkel het, want dit was nie so edgy gewees soos wat die Red Bull was nie. Ek dink dis moeilik. Ek dink nie Ricardo het meer die drive wat hy gehad het toe hy jonger was om te bewys nie. Ek hoor iemand wat soos 'n Max wat jonk is, wat gedrive is, wat bereid is om vir Max se go te gee, en dis moeilik. Ek dink al hoe hulle actually die probleem gaan uitsort is as die reëls verander waar jy met 'n kar weer van scratch op begin, waar jy twee sterk drivers en ek sou nie verbaas wees as Red Bull paar drivers deur die jaar probeer om te sien wie die sterkste is nie, want as hulle in die nuwe reëls ingaan, dan hulle verseker twee sterk drivers moet hê om nie weer dieselfde probleem op te eindig nie. Obviously, het vir hulle lank gewerk, hulle het baie kampioenskappe gewen, was die mees dominantste kar wat ooit gebou was. So ja, dit word dalk nou eers gehighlight. Obviously was dit altyd moeilik vir die tweede driver, maar toe hulle ver genoeg voor die ander spanne was dit nie regtig vir hulle issue geweest en hulle het eers die drivers in die Constructors Championship maklik gewen. So nou eers wat dit regtig gehighlight word, maar ook as die reëls vir 2 jaar weer delay word na 2028 toe, maar die V10 engines toe te gaan, wat nou baie gesprake is, maar die spanne nie heeltemal aan pad is met die 2026 reëls, en die kan hy dalk Red Bull se probleem vir 3 of 4 jaar dalk nog verder trek. Sure. Dis baie goeie punte wat jy maak. Ek het nou 'n ander ding eintlik hier sit en dink terwyl ek nou so sit en luister en die goed wat ek nou al oor die naweek gelees het en daai goed het. Dit wys ons eintlik net in wat 'n ongelooflike voorreg ons het om 'n drywer soos Max te sien ry op die oomblik. Ja. Dis 'n ou wat 'n klas talent het wat ons nie maklik vinnig weer gaan sien nie. Kom ons hoor nou. Kom ons wees gou eerlik. Ek bedoel jy het nou gepraat van Red Bull wat net 'n ander liga kar ontwikkel het. Maar as ons kyk na 2023 se seisoen, het Max vir hom so geoorheers, maar aan die ander kant het Checo, hy het 'n paar goeie races gehad, hy het 'n paar goeie van die street races gehad, hy het baie goed gedoen, maar hy het ook 'n groot deel van die seisoen het hy eintlik uit die bus uitgeval, wat almal ook begin, kyk ons het al 2023 het ons al begin praat en sit en wonder, gaan ons vir Checo sien aan die einde van die seisoen of gaan ons hom nie sien nie? Eintlik was ons verbaas dat hy 24 begin het. Of laat hy verlede jaar begin het. En Max het daai seisoen absoluut gedomeineer. Ek bedoel, dit was net Carlos wat in die Ferrari met hom wat een race gewen het en verder was dit net die Red Bulls. Ja. So tegnies amper net Max. So ek moet sê, ek dink ons sit en kyk na ou wat ek dink nie eers ons besef noodwendig altyd die hoeveelheid talent waarna ons kyk nie. Wat om soveel, ek bedoel jy het nou gepraat vroeër van Stewart van die ander motors waarna hy geklim het en hy het 2, 3, 4 laps gery en dan weet hy om die probleem te ry. So net om dit reg te kan kry. Ek bedoel kyk hoeveel keer het ons Lewis Hamilton verlede of hy al laaste paar jaar gesit in Mount in 'n Mercedes kar en hy kon nie om die probleem ry nie. Lando wat sy toys al gegooi het. Selfs Danny wat Rick wat in die McLaren's en in die Reynolds sy toys gegooi het oor dinge wat nie werk soos dit moet nie. En jy sien nie vir Max in daai selfe kaliber. Ja, hy praat nie noodwendig altyd baie vriendelik met GP nie, maar hy kry sy resultate. Hy doen. Maar jy maak nou 'n goeie punt wat ek wil aanbeweeg van Red Bull af, en ek dink ons kan heel aand oor Red Bull praat. Kyk,
ek het nou glad nie 'n moordkuil van my hart gemaak verlede jaar. Dit is vir my 'n baie moeilike ding om te digest dat Lewis Hamilton in my span ry nie. Maar wat maak jy so ver van die eerste 2 races wat Lewis ry in die Ferrari Stewart? Ek dink die grootste verskil vir my vir Lewis van Mercedes af tot Ferrari is nie eintlik sy on-track performance nie, so hy is van die baan af. Okay. En dit is die eerste keer in jare wat ons hom eintlik sien in spanklere. Die laaste 2-3 jaar by Mercedes het hy nooit regtig Mercedes klere aangetree nie. Toe hy gedominate het by Mercedes het hy aangetree, hy baie goed gepraat oor die span, hy was baie involved gewees, het hom baie gesien rondom die span, maar die laaste 2 jaar toe hy begin frustreer raak het en al baie internal fights was by Mercedes, het hy hom nooit gesien in spanklere nie, hy het nooit goed gepraat van die span en was half net 'n downhill spiral gewees, en obviously toe hulle weet dat al in Februarie weet dat hy nie volgende of hierdie jaar vir hulle gaan ry nie, toe was al die development om Russell gewees, so dit was half vir seisoen wat opgeset was om te fail nog voor dit begin het. So ek dink as jy net kyk na die hoeveelheid confidence wat hy weer het en hoe happy hy is met die span en hoe hy oor die span praat en hoe hy sê voel se kind wat 18 is wat weer in Formule 1 is, wat hy actually eisien om die races toe te gaan belangstel in die development met die ingenieurs vir werk. Dan dink ek is natuurlik dat jy weer vir Lewis Hamilton gaan sien op pole positions en races wen en competitive wees. Ek meen, in my opinie is Charles Leclerc een van die vinnigste drivers wat daar is in Formule 1 en ook een van die meest talentvolste drivers en ek dink dit gaan tight wees tussen hulle die hele jaar. Obviously op hierdie oomblik kan Charles nog meer uit die kar uitkry wanneer dit moeilik is, soos wat ons gesien het in die race, even met die front wing damage, maar ja, ek dink derde jaar dink ek Leclerc gaan nog steeds boom in die kampioenskap uitkom, en ek dink daar gaan 'n paar races wees wat hy verseker op die podium gaan wees of baie naby op pole position. Dis 'n goeie punt. Nou, ek weet ons almal maak foute en ek dink dis nou maar die groot besprekingspunt en die teleurstelling vir baie Ferrari fans en Formule 1 fans en of jy nou 'n span of 'n driver support is. Ek meen ek het vir Craig Slater van Sky Sports het ek gesien met Lewis Hamilton se skietblok was letterlik die dikte van 'n kredietkaart. O ja, ek het ook dat gesien. Ek meen hoe dit unlock another conversation moes nou daarby uitkom. En dan Charles en Pierre Gasly se Alpine is op 'n dag underweight gewees. Hoe miscalculate ou dit? Ek bedoel hier het ons 'n cooldown lap gehad, hulle kon rubber optel, hulle kon gewig optel wat George byvoorbeeld nie daai voordeel in Spa gehad het verlede jaar wat hy verstaan hoekom hy toe die wen verloor het, maar jy weet hoe het hulle dit reg gekry hierso in China? Ja, kyk, is obviously moeilik. Hulle soos Lok verduidelik het in die race, hulle begin die race underfield en dan hoop hulle maar al vir 'n safety car of hulle moet dan lift and coast, om die lift and coast is jou delta per lap wat jy verloor nog steeds minder as om ekstra gewig te dra, want jy lift vroeër op en dan breek jy daai paar minute later, so jou eindresult op die laptyd bly binne dieselfde punt 1 baan met Formule 1 kar wat so weight sensitive is, gaan jy verseker meer verloor, maar ek dink ook soos net die karre raak meer reliable as minder crashes, minder safety cars die laaste paar races, so ja, ek dink die spanne sal moet begin meer konservatief wees op dit. Ek meen, ek dink Charles was nie eens 'n halwe kilogram gewees nie, wat mens kan sê, wat verseker daar's gewees het as hulle 'n two-stop strategy gedoen het, of as die motor in die kar was. Add that to the words of wisdom. Awesome. So ja, ek dink dit is maar een van daai dinge, obviously, hulle try alles op die limit daar klop, maar ja, ek dink is baie fyn om het so daai te sny. Boys, hoeveel weeg 'n endplate op 'n front wing? Nie so baie soos 'n blender daar, I mean. Net op my werk met die skade, soos wat Charles het, hulle mag die part met 'n selle part swap voor die kar gebeeg word, so spek front wing op die kar. Yes. Ek wou sê ek het my verbeel, ek het gehoor hulle het gepraat van hulle het die ander wing opgesit. Mag jy nie nuwe tyres opsit hê?
Nee, daai mag jy ongelukkig nie Ja. sê. Daar's 'n paar kilogram in daai tyres, Ja, né? maar- Verstaan jy nou? Okay, alright. En dan ouens wat my wat dink ouens luister hier, Williams het serious, ek weet nie of dit 'n 180, 'n 360 Ja, van 'n 270 degree turn gemaak het, maar daar's ewe skielik pace in daai kar. Maar hy ons het dit trip. laas jaar al begin sien. Alex Albon het 'n paar keer in quali Q3 gehaal en dan het hy uitgedrop in die races. ja, So hulle definitief al laas jaar dinge begin regkry en nou het hulle twee goeie drivers. En James Wells 'n update op sy Excel spreadsheet gehad. duidelik. Hy het die nuwe weergawe. Google Sheets, papa. Hoor al. Maar kyk of jy dit sê. Alex het nou hierdie jaar, ek bedoel met 2 races en 'n sprint, het hy al klaar meer punte op as wat hy verlede jaar gehad het met die volseisoen. Ja. Dis net omdat Ferrari heeltyd gedisqualify word. Dis Maar so omdat Lewis by Ferrari is alkom. Maar nou Stuart, wat maak jy? Ek kan sien Sainz se adoption van hoe Williams werk, Mercedes engine ry. Ek weet soos wat ek maar geluister het dat die acceleration points in jou torque delivery is bietjie anders en jou engine mapping werk ook anders op 'n Mercedes engine as 'n Ferrari engine. Dink jy Carlos het nog so 'n race of 2 nodig voordat hy regtig op dreef kom waar Alex is, of is dit maar net 'n geval van kom ons leer hoe die span werk? Alex maak gebruik van sy opportunity nou. Hy's vinnig by elke race, hy produce results en Sainz is maar net in 'n leerproses. Ja, ek dink definitief Sainz sal uitkom. Ek dink al was ook glimpse geweest van dit dat hy selfe performance as Alex kan bring. Ek dink obviously wat mense op moet onthou is altyd makliker om van 'n swakker kar af na 'n vinnige kar te gaan en half te sien okay, jy kan nou harder probeer en meer probeer as om van 'n kar te gaan wat een van die sterkste karre op die grid was na 'n midfield kar, want nou moet jy al vir die kar of underdrive om die performance te kry waar hy gewoon was om en van die plus te down kar op die grid te ry en nou is hy nou een van die laagste toe, so dat definitief Terughou. verandering om aan gewoon te word. Die setups op die kar, die philosophies is heeltemal anders. So soos iemand verloor wat van 'n kar gaan en wat equally so sterk is soos die een wat hy gery het voorheen wat dalk op party punte verskil teenoor die Mercedes, is makliker as om na 'n kar toe te gaan wat amper sekonde lap stadiger is as wat jy die vorige jaar gery het. Stuart, ek het gou 'n vinnige vraagie vir jou. Is Lewis beter as Carlos? Nee. Dis Baie moeilik om te compare. Ek dink Carlos was laas jaar in sy prime van sy karier gewees. En in sy prime van sy karier was hy net so sterk so Charles gewees, baie keer sterker op punte. So ek dink dit is baie moeilik om te sê. Dit is weer Charles beter as Lewis nou. Van die beste drywer wat ons ooit in Formule 1 gesien het, maar ja, dit is moeilik om te compare as jy nie iemand in dieselfde kar op dieselfde tyd het. Okay. En dan laastens Stuart, ek dink daar's nou 'n paar goeie ouens. Ek bedoel Esteban Ocon het actually vir 'n slag 'n goeie race vir Haas gehad. Dit gewys hoekom hy Haas hom geteken het. En ja, ek dink my enigste vraag hier vorentoe sal nou wees kan Ferrari terugbons? Is daar 'n kans dat Red Bull swakker gaan raak? Kan ons miskien dit Mercedes miskien? Ek het baie vrae nou, maar my grootste vraag is Ferrari se championship daarmee heen nou na hierdie disqualification, of is dit nog te vroeg om op te gee? Eintlik wat Edouard vra is, moet hy vir hom 'n Williams hoedjie bestel in die pos of nog nie? Nog. Ek dink nie. Ek gaan 'n stuur Dit is iemand se kampioenskap. Ek dink nie enigiemand se kampioenskap is verby of enigiets na die eerste 2 rondes nie. Is obviously moeilik met die deficit wat hulle al klaar het na die McLarens toe, maar
as jy kyk ook na die hoeveelheid punte wat jy in 1 of 2 reises weer kan terugmaak en met 24 reise sal verseker dat almal hier en daar 'n slegte een van hê. So sal maar afhang van die consistency en die rate of development. Okay. Alright. En dan ja, ag Stuart, weet jy, ons tyd is verstreke want ons probeer ons episode regtig korter hou hierdie jaar, maar ons wil regtig net verskriklik dankie sê vir jou tyd vanaand. Ek weet in jou insig. jy is super, jou insig is love it. ongelooflik. Ek wens jy kon elke week op die episode kom met jou kennis obviously van al jou jare se racing kom net so deur en ons respekteer jou baie en jy wil net weet ons support jou 100% van hierdie kant af. As daar iets is van jou wat wys op sosiale media, repost ons dit want ons glo regtig jy waai ons vlag hoog en ek dink is simpel dat een van die F1 ouens jou nog geteken het. Nee, ek ben wragtig hulle kon vir Bortoleto gedrap het en jou geteken het daar so vir Audi. Te laat. So nee, baie dankie vir my kant af vir julle die ondersteuning wat ek die laaste jaar van julle ontvang het was regtig ongelooflik geweest. Ek dink nie daar was 'n reis waar ek nie gesien het julle post like of 'n comment of die reis kyk nie. So ja, waardeer dit regtig baie en is my altyd lekker om van my insig te deel op 'n podcast en deel te wees van hierdie saam met julle. So ek hoop ons sal nog baie wees in die toekoms en hopelik nie eers weer in 12 maande nie. Ons sal verseker bietjie iets reël as ek in die Kaap is. En dan kan ons dalk 'n in-person show doen. As ons 'n in-person show doen, dan gaan ons 'n praktiese demonstrasie doen van hoe 'n mens 'n champagnebot. Jy moet vir ons leer. Ek het nog nooit champagne gesprei nie. Skryf dit op. Iemand maak 'n noot. Ons het dit nou. Nee. Maar Ja. ek dink ons moet verseker die Lando Norris champagne. Daai tegniek, hy afstand. En dan breek jy 'n trofee langs hou. En ons gaan go-karts ry saam met jou, maar jy mag nie jou hande gebruik nie. Okay, wag. Dit is 'n bietjie moeilik wees, maar ons kan probeer. Hy gaan daai kar draai met sy voete, breek en ry. Wie vir die knieë op? Maar luister, Stuart, as laaste vraag, jy het nou net iets baie vinnig genoem en dit sit nou vas by my oor die reëls vir 2026 en in 2028 vir hulle V10s en dink jy ons gaan dan al die manufacturers hou of dink jy daar gaan baie spanne wees wat gaan baie as gevolg van daai reël wat gaan verander want die V6 hybrid ding is nogal baie aanloklik vir baie manufacturers op die stadium van die wedstryd. Dink jy die V10s gaan mense wegjaag of meer mense bring? Ek dink dit sou in 'n manier meer mense bring want dit gaan die koste nog laer maak. Die hybrid stelsel is obviously baie moeilik en is ook baie moeilik vir die general publiek om te verstaan wat eintlik aangaan binne Formule 1. So ek dink dit sal dalk 'n nuwe klas mense unlock wat Formule 1 sal meer kyk en soos baie van die manufacturers, Mercedes ook sê, daar's nie veel wat hulle meer leer uit Formule 1 wat hulle eintlik oordra aan dit in iemand. Jy sê still of die limited range van jou hybrid system. So nou wil hulle meer develop met die biofuels en cleaner fuels en daai goed. So dis weer 'n nuwe development wat Formule 1 wil voeren. Brilliant. Okay, dis brilliant. Okay. Maar weer eens vreeslik dankie Stuart. Ons wens jou alle sterkte toe vir die jaar wat voorlê en ouens as julle Stuart volg asseblief. Gaan na sy YouTube channel toe, gaan na sy sosiale media pages toe. Into Africa Racing is daar, so asseblief gaan volg hulle. Stuart gee gereeld updates daar, so asseblief ondersteun hom. En Stuart, soos ons nou gesê het, ons support jou al die pad. Ons hoop dat Le Mans 24-hour een van die dae vir jou en Kolile en die spanne realiteit gaan word. So ons vertrou vir net die beste van jou en mag jy die ouens net wys like Hurricanes se agterkant die heeltyd. In die South African Endurance Championship hierdie jaar, hoor. Ja, baie dankie, ek waardeer en dan sal ons weer binnekort reël om op die show te wees. Baie dankie. Ons sê
sterkte daar, groete daar en ons sien weer. Jy moet 'n lekker aand hê en dankie vir al die kykers wat gekyk het en ons sien julle weer in die volgende episode. Totsiens.